minute hou hierdie alarm aan. So kan ons altyd sê, met die liturgie moet nie voor, asseblief agter die kerk gaan nie. Pastoor, hy is weer aan, né? Pastoor Michel, hy is weer aan. Great, so ons gaan aan. Ons gaan ons nou nie laat dinge sien nie. So in ander woorde, vers 1 sê dat die hand van die Here was op my vir Esegiel, en hy het hom uitgebring deur die gees van die Here en neergesit op die laagte. Maar Esegiel het alle ervarings van hy selfde laagte gehad. Lees gou Esegiel 3 vers 22. En die hand van die Here was daar op my, en hy het vir my gesê, staan op, gaan uit na die laagte, en ek sal daar met jou spreek. Die laagte, daai selfde laagte, waar die dry bones nou is, of was die ontmoetingsplek, die intimiteitsplek, wat Esegiel met God gehad het. Waar God in sy lewe ingespreek het, om te doen as 'n profeet, waarvoor God hom geroep het. Sowel as Esegiel 3 vers 23 sê die volgende, nou moet jy weet, dis presies dieselfde laagte. Maar nou moet jy verstaan, hoe voel Esegiel, al wat hy nou sien, daar was 'n ontmoetingsplek tussen hom en God, en al wat hy nou sien, is droë bene. Hy het 'n ander verwagting gehad, toe God vir hom gesê, gaan ek gaan jou weer die laagte ontmoet. Toe vers 23 sê, en toe ek staan toe op en gaan na die laagte uit. En kyk, die heerlikheid van die Here het daar gestaan, soos die heerlikheid wat ek by die Kabar-rivier gesien het. En ek het op my aangesig geval, en die woord van die Here het uitdruklik gekom tot Esegiel, die seun van Busi, die priester, in die land van die Galdeërs by die Kabar-rivier, en die hand van die Here was daar op hom. Wat was die werk van daai laagte? Of kan ek sê, die funksie van daai laagte wat God hom elke keer gevat het? Dit was om die heerlikheid van God te aanskou. Dit was 'n intimiteit. Want die heerlikheid van die Here was elke keer daar. Gaan kyk by jou woord. Gaan lees die hele Esegiel 1 deur. U gaan verstom staan, want hier praat hy van die gerubs, wat dan die heerlikheid van God elke keer na die laagte toe gevat het. Goed, in Esegiel 1 vers 26, asseblief gaan lees die hele Esegiel 1 om konteks te kry. Hy sê, en bokant die uitspansel wat oor hulle hoof was iets wat soos safiersteen was. Hou daarso. Ek gaan nou vir jy sê, wat is 'n safiersteen? Safiersteen is die woord van God. Dis een van die fondasiestene ook, dis die woord van God. Ek gaan nou vir julle sê. Hy sê gelyk in die gestalte van 'n troon, en op die troongestalte wat soos 'n mens gelyk het. En toe, in vers 1:27, ek sien toe iets soos blinkende metaal, van wat soos sy lendene gelyk het, boontoe soos vuur rondom in 'n omhulsel gevat, en van wat soos sy lendene gelyk het ondertoe, het ek iets gesien soos vuur, met 'n glans daaromheen. En vers 28 sê, soos die gedaante van die boog wat in die wolk is op die reendag. Met ander woorde is 'n reënboog, dit is God se troon, hè? Dis alles wat om God se troon is. So die glans rondom gelyk, so die verskyning van die heerlikheid van die Here gelyk. En toe ek het sien, het ek op my aangesig geval, en die stem gehoor van een wat met my spreek. Daai vallei, waar die doodsbedere pastoor was eers die ontmoetingsplek van die heerlikheid van God. Dit was die gerubs, want daar is jy die hele Esegiel 1 gaan lees. Die gerubs, hulle is die tweede rangorde van die 9 rangorde van die engele. Hulle het 'n hoë ranking. In Esegiel 1 het hulle 4 aangesigte gehad. Hulle was 'n mens, 'n bees, 'n arend en 'n leeu. En dan in hoofstuk 10 verander hulle. Toe val die bees weg. My openbaring, geen offer gaan daarmee wees nie. Jesus Christus is nou die offer.
en daar kom 'n gerub gesig in daai besem se gesig. Maar imagine, nou vat God vir hierdie Esegiel na hulle ontmoetingsplek toe. Hierdie gerubs, wat was hulle funksie? Hulle het die troon van God gedra. Nou daai wat hulle sê van die safiersteen. Luister gou, ek gaan gou vir die 12 fondasiestene van die nuwe Jerusalem lees. Jaisin is die naam van God. En nou gaan baie teoloë dit nou uitmekaar uitrek en trek, Jahweh en dan ja dit en ja dat. Maar dit gaan oor ek is. Ek is sy naam. Moses het gevra, wie moet ek registreer my te sê ek is? Daar's verskillende name van God, maar ek is. Die Agate, to restore to life, to return to God, om wedergeboorte tot God en ere en bekering. Die amethyst is to join closely together. Dis ene. Alles is deel van God se fondasie. Sien jy wat moet in ons wees? Die topaz is om heilig te wees, rein van hart. Die beryl om lig te wees of lig te gee. Turquoise die genade van God. Safier die woord van God. Jy sien, hoe kan God 'n fondasie bou as dit nie op sy woord is nie? Dit moet op sy woord wees. Nou vat hy hierdie Esegiel, ek gaan almal klaar lees, ek raak so opgewonde oor hierdie openbaring. En emerald to heal, om genesing te bring. En chrysolite is to reverence God, om aanbidding te hê vir die Here. Die oorlog is, my husband will love me always, it's a zeal for God, en is lewendig, dis ekstra olie. Die jasper is, die Here is ons oorsprong en sterkte, om 'n afhanklike mens van God te wees. Alles deel van die fondasiesteen. Maar hier is die gerub se doel in hierdie laagte, om die woord van God, want wanneer die een wat met hulle gespreek het, woorde gespreek het, daai hele safiersteen was onder hulle. So God kon net spreek wat sy woord sê. En daarom wil ek hê dat u gaan snap nou, dat wat God gesê het in daai vallei, was suiwer sy woord. Nie gevoelens nie omstandighede nie wat nou in die wêreld aangaan nie die wêreldheerser se denke nie, maar suiwer sy woord. Wie weet, dit is tyd om in 'n laagte op te staan en sê, so spreek die Here, in die naam van Jesus. Vyand, hoor die woord van God. If God is for us, who can be against us? The joy of the Lord is my strength. Ek sal nie back off vir geen demonie. Ek sal nie back off vir doodspedere nie, want die Here het my gewys, daar was. Die heerlikheid van God was daar. Die ontmoeting was daar. Die krans en die glorie van God was eers in daai vallei. Hoekom dink jy het God Esegiel teruggevat na dit? Met 'n skok ons hy besef dat die liggaam het sy glans en glorie verspil. Met 'n skok het hy besef, jy weet nou van die Here hom. Nou sê die Here vir hom, luister gou. Want toe hy sien hierdie laagte, dit was vol bene. En die Here vat hom nou reg rondom ons nou, hy moet hom van alle kante. Nou dink jy nou in die gees, gaan jy nou, hoe gaan jy beweeg? Want hierdie is geestelike goed. God het hom deur die Heilige Gees gevat en van, nou ek dink nie dat vir hy was baie klein nie. Kom ons kyk hoe groot is die liggaam van Jesus. Kom ons kyk ons die nasie van Israel, hoe groot is die nasie van Israel. So dink jy dat vir hy maar luister gegooi, wat vir my awesome was. Die oomblik toe hy die bene as hy met hy te verwagting, hy gaan nou God ontmoet daar. Hy gaan weer die troon, die gerubs gaan weer die troon vervoer van sy heerlikheid daar. Die gerubs gaan weer kom in die glorie en die heerlikheid van God. Hy gaan God se troon aanskou. Hy gaan die intimiteit hê. Hy gaan spreek van aangesig tot aangesig. En toe hy die doodsbene sien, toe besef Esegiel, hy is soveel afgryse gevul, dat hier was 'n battle. En weet jy, mooi geluister, ons kyk net in die doodsbene vas.
Maar as hy sê 'n groot leer het opgestaan op hulle voete, moes dit die leermag van God gewees het. Daar moes 'n battle gewees het dat hierdie krygsmanne en krygsvroue van God dood is. Hy besef hier was 'n bloedige, geweldige battle. En niemand het omgesien na hierdie weermag nie. Daarom is hulle nie eers begrawe nie. Die twee tipes wat ek nou gaan praat, die tweede een gaan wees met die grafte, die wat die mense ons myself begrawe het. Hy het vir Here gesê, kom Here, vat vir Ansie, skit vir Ansie van alle kante af. Kyk as daar nog 'n bang te rattel is, laat hy rattel en terugkeer in sy posisie in. Want weet jy wat, die woord van die Here sê, ek en u mekaar nodig. Daarom die terugkeer van die bene, was die terugkeer van die liggaam, want ons liefde onder mekaar het vervul. Niemand het na hierdie weermag omgesien nie. But God, the compassionate God that we serve, besef, ek gaan 'n nuwe ding doen. Ek gee nie om hoe hulle lyk nie. Ek gee nie om of die stof van hulle doodsheid opkom nie, of die bene se droog is nie. Ek, my God, ek wat God is, gaan 'n ding doen in hierdie mense se lewe. Maar hy het vir my en vir u nodig, dis hoekom hy die seël gevat het. Want jy sien, as ek en u nie begin profeteer nie, kan dit nie tot stand kom nie, want hy het vir my en u nou gegee om binne in ons die krag, die bron, die vloei, die fonteine te wees, sodat wat ek in u spreek, dit sal plaasvind. En Jesegiel 37:2 sê, en hy, dit is nou God lief, het my by hulle laat verbygaan na alle kante toe. En kyk, daar was 'n groot menigte oor die laagte gelê. En kyk, hulle was baie dor. Ek het nog nie sulke dor bene gesien nie, maar ons het nie speelgoed gehad as kind nie. My pa het altyd 'n skape geslag, ken julle daai goed? Nee, dat ons met hulle, wat is dit? Nee, ons het dollos opgooi, ons het klei, wat is ons op die iets in daai lyn. Dat ons met hulle gespeel in die klein, dat ons gemaak, ons hulle oortjies aangesit en so aan. En van daai goed het baie keer so droog geword, dat jy sien, hulle gaan, dit lyk of hulle bene sulke merke inkry, né? So droog word hulle, heeltemal droog. Maar hierdie was so dor, dat selfs stof opgeskiet het. Toe sê hy vir my, mensekind, kan hierdie bene lewendig word? En ek antwoord, Here, u weet. Wat God hier doen, hy vra eintlik 'n vraag hierso vir Jesegiel. Jy sien, jy het my heerlikheid nog net aanskou. Jy het nog net die beste geproe. Hier het ek en jy van aangesig tot aangesig gepraat. Jy het my troon aanskou. Maar wat sê jy van hierdie situasie? Kan hierdie situasie weer lewe? God konfronteer hom eintlik met hierdie situasie in die wêreld. Nou ek wil vir julle vandag sê, ek dink die Here konfronteer die kerk van die Here Jesus Christus wat nou aangaan in hierdie wêreld. Dis stel dat ons wakker word. Al ons sien, jy sien dit stof, soos 'n organis, ken julle koöperatiestories. 'n Wimpeligheid, 'n loophulle, 'n broer. Hulle wimpele, en jy sien dit stofspat, né? Doodsbenere. God konfronteer hom met dit. Dink jy dit kan? Dink jy dit is moontlik? Hier waar my heerlikheid was, wat hulle my heerlikheid verruil het. Dink jy Jesegiel, dis moontlik, kan hulle lewe? En Jesegiel verslaan in sy gees, verstom oor die toestand van die heerlikheid wat weg is, sê, Here, u weet. Kom ons sê, lees presies, God se woorde, Here, u weet. Al wat hy vir God sê is, Here, u het die oplossing. Kan ek vir u sê, 10 steps to heaven het nie die oplossing nie. Kan ek vir u sê, jou berading kursusse het nie die oplossing nie. Kan ek vir u sê, die boeke wat jy lees het nie die oplossing nie.
maar die krag van God, die Heilige Gees vuur, die woord van God, wat in 'n seisoen gespreek geword. Want ons moet die seisoene begin leer ken. Ek het al gepraat oor seisoene, onthou nie. Ons moet die seisoene van God begin leer ken, sodat ons die regte woord op die regte tyd, sodat daar lewe kan plaasvind in daai omstandighede. Daarom dink ek soms, die Here het dit met hierdie ouens gehad wat nie wara staan op die kerkplein en wara sommer die woord van die Here. Dit was nog in season. Ons moet in seisoen wees. Die woord van God is so kosbaar. Dit is 'n hele troon. Dit is deel van die fondasies. Die woord van God, alles sal vergaan, maar hierdie woord van God sal bly staan. Ons kan nie links en regs dink hier's 'n pyl. Ons skiet net nie, hè? Daarom het die Here vir hom gevra, wat denk jy daarvan? En hy sê daarom, sê hy, dit is nou God vir my. En hier is 'n baie groot sleutel, luister mooi. Profeteer oor hierdie bene en sê vir hulle, dor bene, hoor die woord van die Here. Wat moet hulle hoor? Die woord van die Here. Luister, wat is die woord van die Here in hierdie seisoen? So spreek die Here tot hierdie bene. Kyk, ek bring gees in julle, sodat julle lewendig kan word. Wie weet dat die kerk van die Here moet weer gees in hulle begin kry? Nie klein letter gees nie, hoofletter gees. Daar moet weer 'n awakening wees oor die krag en die Heilige Gees van God, soos nog nooit van tevore. Waar ek in die loop en beweeg, I'm so passionate about the Holy Spirit. Want weet julle wat? Ons het kragteloos geword. Ons is mense wat deur elke ou windjie rondgeslinger word en gestuur word. Standvastigheid is nie meer eers in ons denkpatroon nie, is nie eers meer in ons taal nie. Daarom het die Here gesê, nie hy wat begin nie, maar hy wat eindig. So baie begin, en ek en my man praat baie. So baie begin, en hy wil heeltyd net van die klank af. Ne? Hy wil net heel dag homself hou. Sê maar, ongelukkig kan jy nie. Jy moet maar jou koste bereken, vriendkie. Dan sê hy, so baie begin mooi, maar nie van voleindig. Is nou tyd om te voleindig. Want weet jy wat, as ons voleindig, ons die kroon van die lewe kry. Ons gaan die kroon van die lewe kry. Hy sê, dis die woord wat jy moet spreek, vir hierdie doodsbeendere. Ek sal gees in julle kry. Wat is die sleutel? Ons moet begin bid vir meer Heilige Gees. Ons moet meer begin oorgee aan Heilige Gees. Ons moet ophou die chosen frozen begin raak. Ons moet weet dat die krag van God ons vat, ons slaap. Ek meen, ek kan onthou, baie keer dan sien jy net, jy gaan banke, jy weet nie eers, jy het aan niemand geraak nie. Kan jy dit onthou nou om die daai tye, hè? Was so geld kan jy onthou? En die tikkie haker so tussen jou, hulle koordans daar, onthou jy vir jou ouma. Koordans nie een kind is jy's raak getrap nie, man. Hè? Dat die vuur van God weer in ons binne kom. En hoe wie sê, lewens is verander, mense het liefde gehad aan mekaar. Die krag, daar was 'n eenheid, daar was 'n eenheid, daar was 'n eenheid, daar was 'n eenheid gewees. En dan, ek so gedink op pastoor Russell, toe ek hierdie vers lees, oor daai en jou oom ook. En ek sal seënings op julle lê. En ek het gaan kyk nou, hoekom jy is dit eers seënings, né? Jy weet, want die Here is ons die autonomie, hy ken die autonomie, hy is ons die maker van die mens. Nou hy sê, anatomie, wat het ek nou gesê? Ag nee, anatomie, sorry julle. Dankie my kind. Jy sê, daar sê net te gaan kyk, wat sê die woord, en hy sê, is to press together. So, die Here het geweet, wanneer hy profeteer, gaan God 'n ding moet doen, want hy bene gaan eers by mekaar moet kom, maar iets van die bene by mekaar hê. The presence of God. En dis hoekom hy 'n seëning gegee, op julle lê, vlees oor julle laat kom, en 'n vel oor julle trek, en gees in julle gee, sodat julle lewendig geword, en julle sal weet, dat ek die Here is. Ek wil vir julle sê, as daar nou opwekking, God het een man of vrou nodig. Een man of vrou in hierdie sekonde nodig. Om so opwekking te veroorsaak, en hulle gaan sê, waarlik, dit
is die Here. Want hy die klere vroukie van Azusa straat, Azusa, is ons Azusa, ne? Wat is die ding se naam? Azusa straat? Azusa, ne? Ja. Sien ek het hom reg. Sy het so gebedslewe gehad, en het was 'n grondvloer, en 'n oop vertrekkie, en sy gegaan en sy gekniel, en sy het haar lewe in haar Here tot losgemaak, deur die krag van God, deur dit wat God imparteer het in haar lewe. Toe ek geprofeteer, soos my beveel is. Ons kan nie profeteer iets anders as wat God sê nie. Profeteer wat jou beveel is vir hy seisoen. Ek sien, wie sien nog gesigte in vandag se lewe? Prys die Here. Jy moet 'n bietjie vertel wat sy gesig sien jy van my, hoor. Kom op met die koekrolle. Ek sien gesigte. En soms van die Here jou in 'n situasie in. En nou verstaan ons nie aldag ons, wie weet ons het dit vir onsself toegemaak. Want druk op in ons lewe, en ons glo dat dit is net vir sekere mense bedoel. Dit is vir almal bedoel. Ek sê baie keer, en sit ek so, en sien ek net 'n gesig, hoe praat iemand van my nou daar? Sê God onthou met jou geroep om te seën. Ek sien die twyfel, ek sien. Dus sal ek het gesig van jou gesien. Ek sien nie, as jy besig om my WhatsApp te dink. Maar ek weet 'n positiewe boodskap, maar ek wag nog om die volheid te sien. Maar ek sien jy is bezig om my WhatsApp te dink. En so het hierdie man in 'n gesig gesien wat God wil doen vir hierdie nasie of die liggaam. Kom, ek ervaar dit in my gees. Steek jou hand op en sê, Here, soos in Joel ons wil weer gesigte sien. O, Here, klink dooierig, sê hardop. Laat hierdie hemel dit hoor. Sê, Here, soos in Joel, wat hy gesê het, ons gaan gesigte en drome droom. Laat dit weer so wees in ons lewe. Laat elke woord in seisoen wees. In Jesus naam. Ons moet begin hierdie goed roep oor ons. Ons moet, en wat jy sê, die woord van die Here sê, without a vision, the people perish. Ek het vir 2 jaar geen visie gehad. 0. Net die profete het die dag gekom, niemand nie, dank die Here daarvoor. As jy skerp was, het jy die dag gekom. Want weet jy wat? Dis wat baie van die liggaam van Jesus nou beleef. Ons is vuisvoors geslaan. Van alle kante af is ons vuisvoors. Ons het ons visie verloor. Ons het ons passie verloor. Ons het ons sorg verloor. Sit om ons visie weer reg te kry. Om drome te sien, gesigte te sien, 'n woord vir die tyd. Weet jy wat om 'n woord in iemand in te spreek nou? Just be bold. Be bold, be powerful. The Lord your God is with you. Goed. Dit ek geprofeteer soos my beveel is. Neem kennis. Hy het met soveel intensiteit en passie leidskeel, 'n vaste vertroue dat hy 'n beloning is vir die wat hom soek, geprofeteer. Hy het nie gepriebel soos 'n ou mens daaronder op die aarde nie. Hy het passievol, want hy die heerlikheid van God eers in hierdie vallei gesien. Hy het troon van God gesien. Nou sien hy die doodsbedere en sy skok het ingesit in passie. My God, this needs revival. Wanneer gaan ons 'n passie kry, weer vir 'n siel? My God, herlewing soos nog nooit van tevore nie. It's me and myself and nobody else. This is the song of the church today. Goed, kom ek wys vir julle wat was daai gereis. En as hulle gegaan het hulle gereis van hulle vlerke nou dit is net hy sal maar lewe maak, ek gaan net daar een sit.
Jy sien, en as hulle gegaan het, vers 24 sê dit, het ek die geruis van hulle vlerke gehoor, soos die geruis van baie waters, soos die stem van die Almagtige. En weet julle wat? Die oomblik toe hy geprofeteer het, toe kom die gerubs terug, met die heerlikheid van God. Want ons lees dit in daar was en ons dink die geruis is net die bene, dit was die vlerke. Hier kom die krag van God weer terug. Hier kom die salwing. Want jy weet dat wanneer die gees van God weer ons kom, dit klink so verrukkend, dit is soos 4 tonge, dit klink soos water, die halleluja's onder ons klink soos donderslae. En hier kom 'n geruis. En dit is wat die gerubs weer die heerlikheid van God terugbring. Kerk van God, hulle is die tweede rang in die 9 rangorders van die engele. But God choose you and me. God chose us to be His glory on this earth. So die geruis moet begin opkom. I'm so passionate. Ek sê my God, ek kan nie meer 'n nag stil bly nie. I want the revival. I want the body of Christ to be alive. I want to see the power of God like never before. Jy sien, en toe, geruis is 'n gedreun van 'n leer. En hierdie engele, hierdie gerubs, bring die heerlikheid van God, want hulle besef, dis 'n leermag, wat moet opstaan, nie individu nie. It's not me and myself and nobody else. Ek leef afgesonde. Wel, ek wil vir jou sê, jy moet maar met my maatjies maak. Ek gaan in die hemel wees, of jy dit like of nie. There's no lone rangers in die hemel nie, hoor. Jy kan op jou pad daarin gaan, ek wil vir jou sê, jy gaan makliker uitkom, as wat jy daarin gaan, hoor. So ons moet begin bietjie 'n verbond met mekaar hê. En toe sê hy, kyk, 'n beroering. En hy beroering is toe die bene na mekaar toe kom. Interessant, nie een van my bene was gebreek nie, net soos Jesus op die kruis. Dis 'n awesome openbaring, as jy gaan van waar God die bruid, die Eva geskaap het, uit 'n been uit 'n rib uit. En die gaan toe navorsing oor hierdie been, tot so lang nie. God het openbaring, maar dis nie met preek nie. Luister, die beroering moet wees wanneer die liggaam weer bymekaar kom. Wanneer die eenheid weer, luister 1 Korintiërs 12 vers 19 sê, as almal een lid was, waar sou die liggaam gewees het? Wanneer ons het mekaar nodig. Die liggaam het mekaar nodig. Ek het jou nodig. Ek het jou nodig in die dienswerk van God. God het jou nodig in die dienswerk van die Here. En 1 Korintiërs 12 vers 24 sê, terwyl ons sedelike lede dit nie nodig het nie, maar God het die liggaam saamgestel, om aan die misdeelde lid oorvloedig eer te gee. So waarom vat jy nog vir 'n plek? Waarvoor wil jy nog met verwerping rondloop? God, jy, wat voel jy is niks werd nie. God het jou, my skat, meer oorvloedige eer gegee, selfs as die wat powerful in die ministry is. God se woord sê dit. Die beroering moet daar wees, wanneer die liggaam met mekaar kom, dan moet nie 'n dooie geite in wees nie. Die beroering, wanneer joint na joint terugkom in die weermag van God, the army of God, the body of Christ, arise in power, mighty power, want hoekom God trek vooruit. Efesiërs 4 vers 16 sê, uit wie die hele liggaam goed saamgevoeg, saamverbind deur die ondersteuning, wat elke lid gee, volgens die werking van elke afsonderlike deel in sy mate. Weet jy wat? God verwag nie meer van jou as dit wat jy kan doen. Maar doen net dit. Maar nie dit ook weer hou van die liggaam nie. Doen net dit. Want dit is elkeen sy doel, sy dit doen, sy mate doen. Dit het ons lankal hierdie wêreld gewen vir koning Jesus Christus. Lankal. Ek praat nie kerkgeboue nou hier nie. Ek praat hier van die liggaam van Jesus Christus. En weet jy wat? Ja, in die kerk, dan wys jou dienswerk in die kerk, wys op maar hoe jy by kan optree, hoor. Okay, so, in sy mate,
die groei van die liggaam bevorder vir die opbouing in liefde. En toe die bene nader beweeg, een na die ander. So wat moet ons begin profeteer? Dat daar weer 'n Heilige Gees in elke lidmaat sal kom. En die Heilige Gees sal die opstandigheid, die rebellie, hierdie stofopskoppers, hierdie kwaadpraters, hierdie alles sal die Heilige Gees, dis nie ons taak nie, die Heilige Gees waai dit. Ek en jy is net geroep om te seën, het jy geweet? As jy vir sê lekker in jou, as jy nog baie lewe en jy is lus om 'n argument te begin. En jy is lus om te wen ook. You're gonna lose it. God gaan nie ons pad as ons val. Esegiel 7 sê, toe kyk ek, en daar was senings om hulle, en daar het vlees opgekom, en 'n vel is oor hulle getrek, maar daar was geen gees in die gees siel, né? Waar kom het vandaan? Genesis 2, vers 7 sê, in sy neus die asem van die lewe geblaas, the breath of life. Die 4 windrigtings het nie, ek gaan nou vir jy sê, hoekom het hy gesê, profeteer aan die 4 windrigtings, dat dit sal bring. Daarom sê hy vir my, tweede gedeelte, wat ons moet profeteer. Profeteer mense kind, sê aan die gees, klein lettertjie, jy kan nie die Heilige Gees beveel nie. Verstaan het mooi, jy kan nie die Heilige Gees beveel nie. You go with the Holy Spirit. Jy sal saam met hom beweeg, maar jy kan hom beveel wat hy moet doen nie. Okay. So, hy sê profeteer tot die Gees. Profeteer mense kind en sê in die Gees, so spreek die Here, Here, kom aan uit die 4 windstreke o Gees en blaas in hierdie dooies, dat hulle lewendig kan word. Nou, as jy gaan in die gesig en die verstaande werk gesigte, dus ek moet gevraag, wie sien gesigte? En die verstaande werk die gesigte. Weet jy wat, op daai oomblik, sien hulle in watter rigtings het die mens, sy gees, sy siel verloor. Hier het ek langs 'n wrak, hier is 'n mens dood, en ek het gesê, kan 'n God dit doen, en ek het my siel verloor. Daar het ek gegaan onder finansiële krisisse, ek het my siel verloor, hier is ek verwerk, ek het my siel, in elke windrigting was die gees van die mense versprei. Hulle het dit sommer verloor of het pennie was, of die kosbaar was. Wat doen jy miskan? Ek dog jy nie my video op. Nee, maar jy mag maar hoor, jy kan aangaan hoor. Jy is ons dan deel van my. Ek dog net jy neem nou 'n video, ek dog hierdie is af. Ons het begin profeteer. Dit sê Here, ek gee nie om wat het daar persoon deurgegaan nie. Wat 'n trauma, wie weet hoeveel trauma gaan mense nou deur? Het jy gesien die fisiekste goed wat nou gebeur? Het jy gesien, dit is, ek kan nie die mense vas nie, dis bose geeste wat hierdie goed doen. Geen mens wat God geskaap het, kan sulke goed doen. Nie as jy by jou volle bewussin is nie. Dit moet demoon besete mense wees wat sulke goed doen. So al, Here het hulle dit verloor. Here, ons moet profeteer my God. Here, jy weet ons sal praat, die plaasboere word vermoor, maar waar is die kerk? Julle moes al geprofeteer het. Wanneer ons dink julle vir God, is dit onmoontlik om elke plaas te bewaak. Maar die kerk, hoor wat gaan aan in die gees Israel, die kerk niks. Ek en jy is geroep om lewe te spreek, lewe in oorvloed te spreek, sodat ons daar weer kan lewe en beroering onder ons kan kom. Jy sien, dit is 'n plan van die duiwel, want hy weet as ons wat stil kry, gaan ons in 'n val van die vyand trap, om ons medemense te haat. Ek wil vir julle sê, rasisme is 'n demoniese gees. Rasisme is in die put van die hel. God het dit nie bepaal nie. Glad nie. Daarom moet die liefde onder mekaar vervuil. En ek het geprofeteer soos hy my beveel het, en toe het die gees in hulle gekom, en hulle lewendig geword, op hulle voete gaan staan, 'n ontsaglike groot leer. Ontsaglik. Ek dink as jy gaan kyk wat sê die Hebreërs, want dit is Ou Testamenties, en wat sê die Hebreërs van ontsaglikheid, is ontelbaar.
Jy sê, ons lees nie, daar is 'n magtige leer op ons, verstaan nie waarom met hierdie leer geval nie. Hoekom is hierdie leer dood nie? Wat moet gebeur? Wat moet ek wil vir julle sê, die man en vroue val uit die bus uit. Weet jy hoeveel mense gee op aan die bediening nou? Weet julle wat? Dit maak my stikkend die binne my. Ek hou vir God en sê my God, hierdie man en vrou, dit was hulle passie. Jy weet as ek nie meer die bediening is nie, ek gaan passieloos lewe. Because it's my passion. It's ordained by God before the foundation of this earth. Ek gaan oorgaan na vers 12 toe. Hy sê, daarom profeteer en sê aan hulle, so spreek die Here, kyk, ek sal julle grafte oopmaak. Dis vir die mensdom wat gesê het, hierdie mense is nie bekwam om God te dien nie. Kerke wat mense uitgeskuif het. Kerke wat mense seer gemaak het. Kerke wat gesê het, jy gaan vrek in die woestyn. Ek wil vir jy sê, my vallei ons dropbene. Maar my Jesus het weer oor my gespreek. My Jesus het gesê, laat sy lewe. Ek wil vir jy sê, in die 2 jaar wat ek nie visie gehad het nie, was ek die moeilikste vir my om agter hierdie kansel te kom staan. But God, oor jou eie situasie, but God. Jy sien, hier is 'n dubbele begrafnis. Dis die wat verspreid is in die laagte, en dis die wat hulle diep onder gaan begrawe het. Of mense het hulle daar gaan begrawe, sê jy is niks reg met my. Of hulle self daar gaan begrawe in isolasie gesit. Hoor wat sê die woord van die Here. Hy sê, en julle sal uit julle, en ek sal uit julle grafte opkom, o my volk. En ek sal julle bring in die land van Israel. En julle sal weet, dat ek die Here is, as ek julle grafte oopmaak, en julle uit julle grafte laat opkom, o my volk. En ek sal my gees in julle gee, dat julle lewendig kan word, en ek sal julle vestig in julle land, en julle sal weet dat ek die Here het gespreek, en gedoen het, spreek die Here. Jy sien, selfs daai graf, die sweet het nou tot die dinge wat dit gaan, kalamiekie is. Selfs daai graf, wat jy vir jouself gegrawe het en jy gaan begrawe het, jy het nie geweet jy was 'n saad nie. Want jy sien dat eenmaal 'n saad vir ons gesterf, sodat baie kan lewe, sy naam was Jesus. So gaan begrawe jou maar, al is het 60 voet onder die grond, dan gaan die tyd kom, wanneer die kerk gaan profeteer, wat jy uit jou graf uit sal opstaan, en die woord van God sal profeteer, en jy sal lewe, en God gaan sy gees weer in jou gee. Nie wil ek uitnodiging gee, ek gaan nie verder, is nie saak met my, ek gaan julle nie eens hande opneem nie. Saak tussen julle en Here. Dis gewoon sê, jy steek jou hand in jou eie boesem. Kom ons is eerbaar, ek begeer om weer die tasbare teenwoordigheid van God. Dit was nie vir die Bybel bedoel nie, dis vir ons bedoel. Dis vir die bruid bedoel. En ek wil vra, die wat jy kan voorkom kniel, jy kan net daar kniel, dalk iemand speel die lied. Jy kan lang wat ek wil hê met bid. Sê Here, hierdie area vir my. Dis hy wat ek wil hê, dat moet lewe. Sê vir my in hierdie seisoen wat moet ek profeteer. Want hy het gesê, jy moet profeteer. Want al die volheid van God is in my en jou. Speak the word, it will come to pass. Dankie my man. Die wat ek kan kniel nie is reg, jy kan sit. Ek soek 'n bietjie hard. Ek soek 'n bietjie hard. Mens besef partykeer nie dat, jy weet, kom ek stel dit eerder so, as jy nie pastorie groot word, is woord 'n tradisie.
Maak dit sin? Jy hoor dit elke dag, jy sien dit elke dag, jy lees hom elke dag. En jy besef nie partykeer dat tradisie het nie gees nie. Jy sien wanneer die gees van God die tradisie breek, dan begin jy lewe. Dan begin die woord in jou, deur jou lewe. En ek het 'n tyd in my lewe, so rukkie terug, bereik wat jy lees die Bybel. Lees die Bybel wat elke dag nie so groei. En so ek dink, en dit is belangrik wat ek nou eintlik sê. Ek dink kinders, daai liedjie is awesome. Ek meen hoe het ons hom nie gesing nie. Maar as jou kind nie opvoed, dat daai liedjie eintlik nog 'n stukkie supposed to be, dat die gees van God deur jou moet werk en jou openbaring moet gee nie, dan is dit leeg. So dankie pastoor, dit is awesome. Okay, so hierdie nagmaal, my tema, my opskrif, is 3 opskrifte. Pasga versus nagmaal, tradisie versus genade, sy bloed die ewige lewe. So, soos ek nou genoem het, soos jy nou maar klein groot geword het in die pastorie in die kerk, doen die dinge maar net omdat almal dit doen, dan se dood. Soos nagmaal al oor 2000 jaar deur Christene gevier. Reg? Ter herdenking van Jesus wat hy vir ons gedoen het op aarde en op die kruis. Dis 'n tyd van joy en nie weer nie. Amen. So, ek het niks teen dit dat as mense hartseer word oor die feit dat ons saligmaker wat God op aarde gerepresent het, huil oor die saak. I get that. As ek daaraan dink, ek is 'n baie emosionele mens. Jy weet, ek kan 2 keer vir dit kyk en ek kan al 2 keer snot en trane huil. So, I get that. Maar, soos pastoor gesê, ek was so bang, sy het so begin sê wat ek wou sê, the joy of the Lord is our strength. Dit is joy, dit is nie weer nie. 'n tyd en 'n maaltyd om te besef dat ek is vrygekoop van al my sonde en dat ek in excitement, in afwagting wag vir die ewige lewe saam my Skepper. Maar mense oorkomplikheid dinge, dis mense, en ek dink hulle het die nagmaal verkeerd verstaan. Omdat ons nou voor die 2000 jaar in Exodus al was die Pasga gevier. So God het die Israeliete uit Egipte uit onder die slawerny toe hulle mos gered en hulle was vry gewees. So dit ook maar tradisie word en hulle dit jaarliks doen. Reg maar eintlik vir. So ons het alles geoverkomplikeer en voeg tradisies by iets wat ons juis van dit vrygekoop het. Ja, so. Okay, so. Dis hoekom ek praat heeltemal 'n bietjie anders. Ek wil nie, ons weet Jesus het ons gesterf, ons gaan eendag van hierdie liggaam sterf, gaan ons hemel toe, daai tipe ding. Ek wil 'n bietjie meer praat oor die bloed. Julle sal sien die nagmaaltafel, die wit is daar, maar die rooi staan meer uit, en ek wil praat oor die bloed. Nagmaal leer ons om op Jesus te fokus, eerstens. Die nagmaal is 'n celebration of herdenking en 'n proklamasie van Christus se dood en opstanding. So hoekom oorkomplikeer ons dit? Reg. Dit declare die volgende, ek praat baie Engels tussenin, reg? Dit declare die volgende, Christus wat was met ons, Christus het gesterf vir ons, en Christus is nou lewendig en werk in en deur ons. Reg. Jesus het in 3 van die evangelies vir ons die nagmaal beskryf. Eerstens in Matteus 26 vers 26 tot 28, Markus 14 vers 22 tot 24 en dan Lukas van vers 14 tot 20. So ek het al 3 gaan lees. Eerstens, ons weet 3, die drieënige God, sonder dit is daar nie eenheid nie. En dit was my baie opmerking dat hy 3 keer in die evangelies dit genoem het.
So ek wil fokus op Lukas, want hy verduidelik het eintlik my beter, waar die het op ons mediese goed geskryf word, sorry. Okay, so in Lukas sê Jesus vir sy disciples, en ek gaan dit in Engels doen, want ek hou van Engels lees, Engels is 'n taal wat my, ons dink Afrikaans is baie expressive, dit is nie, dis my te bly, ek hou van Engels, want die woorde klink ook mooi, reg. I have eagerly desired to eat this Passover with you before I suffer. Reg. So, Jesus het geweet, ek gaan deur pyn gaan, ek gaan deur lyding gaan. Maar hy kon nie wag vir dit nie, want hy het geweet, wanneer my broers by mekaar kom, my disciples by mekaar kom, eerstens, ons het eenheid. Tweedens, my tyd het gekom, en so ook het julle tyd gekom om te lewe, en ek gaan sterf. Dit was my basic gewees. En dan, Jesus het geweet dat hy kan gepynig word, maar toch het hy vir hulle laat besef, dat dit 'n feesmaal is. Reg. Hy het geweet, dat die suffering tydelik is, maar dat die ewige lewe vir ewig sal wees. Met ander woorde, ek kon nie wag om saam met hulle in eenheid te sit nie. Then he took the cup in vers 17. So voor ek aangaan, ek het nou vir julle genoem, die Pascha was jaarlikse instelling gewees, en dit was 'n tradisie wat elke jaar plaasgevind het, vir die Israeliete wat dan nou mos vry was van die slawerny. En dit is alles in Exodus 12 as jy dit wil lees. Die Pascha het menigte bekers gehad, ek weet nie of julle weet nie. So, daar was letterlik 'n beker vir sanctification, deliverance, praise, blessings, joy, so dit aangegaan. Nou gaan julle opmerk, daar is 'n verskil tussen Pascha en daar is 'n verskil met nagmaal. Jesus het onmiddellik daar, toe hy die beker vat, het hy die tradisie gebreek. Hoekom? Hy het net een beker gevat. Nou die Jode reken dat hy the cup of blessing gevat het. So hy het nie al die ander bekers gedrink en hy het dit ook nie uitgedeel en net die een gevat, the cup of blessing. En hy het gesê, hy het nie van die ander bekers, hy het net die een gelees. Reg. Hier glo ek, Jesus het symbolies opgetree, daar is net een weg tot die Vader en dit is deur hom. Die beker van blessing is 'n herinnering van die blessing wat Jesus vir ons gegee het. Wat naamlik dan nou is 'n bloed wat gestort is vir ons, die vergifnis van sondes, die weg tot die Vader en die ewige lewe. Jesus sê ook, and share it among you. Nou, ek het baie vrae in die laaste ruk gehad van, mag ek nagmaal gebruik, mag my kind nagmaal gebruik. Weer eens, Pascha was 'n tradisie gewees. Elke jaar gebeur, net seker is gekies. In hierdie geval, die nagmaal is nie op 'n chosen people nie. Dit is vir almal. Reg. Hier leer Jesus ons, dat ons, dit wat hy vir ons gedoen het, met almal moet deel. Reg. Sluit dit ons kinders in? Beslis. Jesus het nie gesê, jy bring die kindertjies na my toe, en jy mag hulle nie verander nie. Reg. Dan, dit is eintlik my, die groot openbaring. Dan wat Jesus dadelik, en dat tradisie gebreek. Hy het nie al daar die heuning en die appels en die gevat, en hy het een beker gevat en hy het ongedeel met sy disciples. Dan die ongesierde brood, weet ons allemaal, het is symbolies sonder sonde, want die ongesierd, hy is nie gesierd nie, so daar is die sonde nie. Sy lewend liggaam was perfect en sonder sonde, gebreek vir ons. Brood is 'n stapel voedsel, en is 'n symbool van lewe. Voedsel het ons nodig, om te lewe, so Jesus homself beskryf as die brood van die lewe in Johannes 6 vers 84. Nou wil ek net gou vir julle lees Lukas 22 vers 20. Likewise, he also took the cup after supper, saying, this cup is the new covenant in my blood, which is shed for you. Okay.
So, ek weet nie of julle weet daai tyd nie. 'n Verbond was 'n verskriklike ding in daai tyd gewees. As die eenheid verbreek, dan is dit kapot, dan was 'n oorlog gewees. Reg. So Jesus het die covenant ingestel, maar ook het hom verseël deur die bloed van Jesus Christus. Ons mis dit, dan baie mense sê, okay, ons is in 'n nuwe verbond en sodra ek sondig, dan voel ek minderwaardig. Dan voel ek is nie reg vir die koninkryk van God nie. Reg, ek sê nie sonde nie, dis wat ek sê. Maar dit ook kom verseël deur sy bloed. Reg. Onthou julle in Exodus die wettiese tyd het hulle die lam geslag voor op die voordele gesit en daai doodsengel kon nie inkom nie. Nou, hoekom kan ons nie deurtrek hiernatoe nie? Ons is mens. Ek sê nie mag sondig nie, ek sê net, hoekom voel jy minderwaardig? Reg. Deur Jesus se bloed het ons die ewige lewe verseël deur sy bloed gekry en dit is 'n belofte. 'n Covenant het altyd 'n belofte. Daar's verskillende seels, deur dit my wys, ek gaan nie dis nie 'n preekie, dis eintlik net almal. Hy het verskillende seels verseël in die ou tyd, reg? En Jesus was dan in die myn en sy bloed. Kom ons breek ook die tradisie in ons lewe en besef wat Jesus vir ons gedoen het op die kruis. Daar is 'n genade vir ons en liefde. Kom ons weerhou niemand nie. En dit sluit dat jy jouself ook nie weerhou nie. Van die herinnering. En rejoice en besef dat daar is 'n ewige lewe saam hom wat vir ons wag. Amen. Dankie. Kan die mense vorentoe kom, asseblief? Ek het die jong mense gevra, dat julle ouer, mooier mense lekker kan sit terwyl ons hulle beteken. Reg. Ek het dit gesyf, pastoor. Mooi. Kan nie hoor nie.